Hartlik goeiemôre, mag die Here baie ryklik seën na sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou liewe vriende, hierdie is een van 4 voëls. Dis of die bosluisvoël of 'n klein wit reier of 'n geelbek wit reier of die groot wit reier. So dit kan net een van die 4 wees en die een wat dit is die klein wit reier. As jy nou die pote kon sien, sou dit maklik kon onderskei want dit onderskei hom van enige ander reier aangesien dit geel is. En dan, liewe vriende, die snavel is lank en gepunt en swart en daarom weet ons wat 'n reier dit dan ook so is. Dit mag dalk donker om u wees, maar daar is daarom lig, liewe vriende. Soos hierdie voël uitstaan, so wil ons graag hê dat die Here Jesus of God vir u vandag sal uitstaan en dat u hom so op 'n wonderlike wyse nader na hom sal kom en hom meer sal dien. Juis verwysend na die name van God. El is die oudste naam en vorm vir God en beteken om sterk te wees, krag en magtig. Om uitdrukking te gee aan die algemene idee van God word El gekoppel aan ander beskrywende titels van God. Elohim is die meervoud van El, die meervoud wat sy meervoudigheid en verhewendheid en voortreffelikheid aandui. Hierdie woord kom 2500 keer in die Ou Testament voor. En hier sien ons die eie name van God en mag ons sekerlik opnuut uit die skrif meer hiervan kom vasmaak. El-Hai beteken die lewende God. El-Allah, die getroue God. En dan El-Shaddai, seker baie bekend by die meeste van ons, is die almagtige God. Genesis 17 vers 1 lees ons hierdie woorde dan ook hoe die Here geopenbaar word as die almagtige God. Hy is die kraggewende, die versadigende God. Hy voorsien. En liewe vriende, in Genesis 17 vers 1 staan daar, toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê, ek is God, die almagtige, wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. Nou ja, nou is dit nie net dat u weet wie die Here is nie, die Here openbaar dit sodat u voor hom kan wandel, dat u opreg met hom kan wees. Dis waarom die Here in sy name vir ons in die Bybel gee, sodat ons hom beter kan dien. El-Olam beteken die ewigdurende God. En dan in Genesis 21 vers 33 staan daar, en hy het in Tamarisk in Beersheba geplant en daar die naam van die Here, die ewige God, aangeroep. Elyon, God is die allerhoogste. In Jesaja 14 vers 14 staan daar, ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die allerhoogste. En wat 'n fout het die duiwel nie gemaak om dit te probeer doen, om hom bo God te probeer stel nie. Hy moes hom onderwerp het aan die allerhoogste. Hy sou nooit bo die allerhoogste kon kom nie. En daar is soveel mense wat dieselfde fout maak dan ook. Dan is daar saamgestelde of verbondsname van God en hierdie name openbaar ook wie die Here is. Dit openbaar wat God is en wie hy voorsien, dat hy die een is wat vir die mens kom voorsien. Jehovah Elohim dui daarop dat die Here die selfstandige of ewige skepper is in Genesis 2 vers 4. En dan Adonai Jehovah, die Here ons heerser of meester in Genesis 15 vers 2 en 8, kan jy dit gaan lees. En mag ons opnuut die Here sekerlik eer as die skepper en meester en daarom weet dat hy die beste vir ons weet. Wat die saamgestelde of die verbondsname betref verder, liewe vriende, sien ons ook dat Jehovah Jiri beteken die Here sal voorsien. Genesis 22 vers 14, miskien het iemand nodig om het vandag opnuut te weet, die Here sal voorsien. Jehovah Nissi, die Here is my banier. Exodus 17 vers 15. En dan Jehovah Rafa, die Here wat jou gesond maak. Daar is dalk iemand wat dit ook moet opnuut gaan lees in Exodus 15 vers 26. En Jehovah Shalom, die Here is vrede. Daar in Rigters 6 vers 4. En dis wie die Here vir ons is, liewe vriende. Watter een van hierdie name van die Here moet u vandag aanroep? Wil u nie nou in gebed gaan en God aanroep vir u nood en u behoefte? Kom ons bid. Ons dierbare Here, baie dankie dat u openbaar as God en gee dat ons as nietige mense dit sal erken en voor u sal buig en na u sal kom. Amen.